betoon dat gesondheid is 'n leefstyl. Daar is nie 'n quick fix vir enigiets nie. As mens nie gesond gaan eet en gereeld oefen en matigheid vir hou nie, dan gaan pille ook nie werk nie. Ons het 'n paar goed wat mense assisteer, veral mense wat baie gewig het om te verloor. Ons obese pasiënte het ons goed om vir te help. Maar ja, dit is 'n leefstyl. Goed, maar hierdie pille, wat doen die pille nou? Die wat nou minstens gedeeltelik werk, né? Jy maak die stelling, dit help nie, jy drink net 'n pil nie, maar wat doen hy pille? Mens hoor so'n storieetjies van, dit versnel jou verteringsstelsel of so iets. Is dit wat gebeur? Wat is die werking, met ander woorde, die biologiese werking in jou maag of in jou gestel? Ja, daar is 'n paar wat ons het wat eetlus demper, ja, eetlusdempers. Maar hulle het ook baie ander neeweffekte. Mense slaap nie lekker nie, hulle voel bewerig, hulle voel angstig en ons beveel glad nie aan dat iemand dit langer as 3 maande gebruik nie. En dis regtig as iemand regtig 'n probleem het met ooreet. En gewoonlik is dit 'n psigiater vir sielkundige geding wat mense moet gaan kyk. Weet jy? Ek wil jy sou daaroor gevra het. Kom maar in, ons gaan verder ook aan met Amanda nou praat, Nelia. Freek, meeste van daai preparate of skommels of pille het 'n hoë kafeïen inhoud. En dit kan dodelik wees en gevaarlik vir mense wat dalk 'n hoë bloeddruk het. Dit kan jou veroorsaak dat jy jy weet, wat is 'n stroke? Beroerte kry. En baie gevaarlik wees, jy kan hartarrest kry, jy kan doodgaan. En ek het selfs my suster se eie dogter wat so naïef was, wat gedink het, is 1 pilletjie nou gaan maar maak en die hele botteltjie moes nou vinniger werk. En ons het haar amper dood in die gang aangetref en 'n ambulans moes roep. Ja, en mense oordoseer ook baie keer daarop. Hulle dink, ek nou 'n bietjie ekstra geëet gister, kom ek drink nog 'n ekstra pil nou net om my eetlus bietjie meer te demp. En hierdie medikasies kan die skildklier ook aantas. Dit kan jou skildklier ooraktief maak en op die einde onderaktief. So ja, ons hou glad nie van die eetlusdempers nie. Ons hou maar van die natuurlike manier, die gesonde leefstyl. Maar as iemand nou regtig sukkel en hulle het al alles probeer, hulle was op en daar's geen mediese toestand en ons het alles uitgeskakel. Hulle sukkel regtig met hulle gewig, dan het ons goeders wat hulle help om bietjie vinniger versadig te voel, dat hulle kosname bietjie minder inneem en dit help ook om die metabolisme tot 'n mate te versnel, maar heeltemal op 'n gesonde wyse. Maar dit is net onder 'n dokter en dis ook net as jy al alles gedoen het en as jy 100% reg is en reg eet en oefen al daai goed doen, dan oorweeg ons dit. Goed, kom ons praat nou net weer 'n bietjie oor hierdie miskien die toestand, jy het in 'n mate daarna verwys oor verslaafdheid aan kos. Ja, dit is met ander woorde hierdie vetsug wat ons het. Nelia, kry jy dit byvoorbeeld in jou praktyk redelik dat daar mense werklik is wat hulle self nie kan help nie, hulle moet eet vir een of ander rede wat sielkundig is, meer so as wat dit gaan oor die liggaam? Definitief, Freek. Party mense gebruik maar verskillende krikke in die lewe en dis 'n emosionele saak. Soos mense wat veel rook of iemand wat natuurlik of drink of een of ander probleem het. Dit is 'n emosionele kruk en mense gryp na kos omdat dit lekker is en dit is 'n vinnige kort tyd verdryf wat jou vinnig laat lekker voel, maar die nagevolge daarvan kan mense dan nou glad nie in die oë kyk en dan hou hulle maar net aan want hulle eet maar net die probleem dan verder weg want hulle kan nie die werklikheid in die oë kyk. Goed, net weer terug hier so by Amanda, in die mediese praktyk kry jy dat vetsug 'n redelike probleem in Suid-Afrika word, dat dit toeneem, byvoorbeeld ons weet in Amerika, byvoorbeeld is meer as 50%, die helfte met ander woorde, van hulle bevolking ly daaraan. So wat is julle ervaring hier in Suid-Afrika? Ja, wel, ons sien al hoe meer jong kinders wat vetsugtig word, wat definitief ooreet, maar mense se lewenstyl het so verander, baie min mense kook, hoor ek deesdae. Meeste mense kry net iets wat hulle vinnig kan koop by 'n wegneemplek, en dit bevat, die porsies is gewoonlik groter, en dit bevat meer vet, so ja, ons sien definitief 'n toename, veral in die jong kinders. En mense is ook nie meer so aktief nie, mense is te bang om buite rond te loop, mense loop nie meer so baie nie, jy klim in jou kar, jy ry waar jy wil gaan, kinders sit voor die TV, so ons sien definitief 'n toename daarin. Mense wil nie tyd maak vir hulle self nie, maar hulle het tyd vir baie ander dinge. En om reg te kan eet, moet mense bietjie jou tyd bestuur. En die hele ding
in kontrole vat en vasvat want 'n mens kan, want jy gaan naderhand so lekker voel oor dit wat jy doen, dat dit die motivering gaan wees om môre dit weer te herhaal en as jy weer sien, dan is jy sommer net reg, want dit was net baie makliker as om daar met 'n hoofpyn te lê of migraine te kon hê van te veel drink of jy leer so uit jou foute uit. En as jy so onder in 'n put was en jy's gesien maar dit werk nie, dis lekkerder daar bo in die vars lig, dan doen mens net nie meer sulke goed aan jouself nie, want as mens jouself liefhet en jou liggaam oppas, dan doen jy eenvoudig net nie dit aan jouself nie. Dit gaan oor selfliefde en selfrespek. Ek wil nou net vinnig 'n storie vertel, want die afgelope naweek was ons so by 'n einkoms gewees van vriende en so aan, en toe die een ou storie vertel van hoe hy siek geraak het en toe is hy hospitaal toe, maar dit het nou niks met eet te doen gehad nie. Maar terwyl hy nou in die hospitaal is, uit die aard van die saak het dit nou 'n bietjie sleg gegaan en hy kon nie lekker eet nie en al so aan, en hy het sommer binne 'n week se tyd het hy omtrent 7-8 kilos verloor. Toe het hy gedink dis nou wonderlik, en toe vra hy vir die dokter nou, maar hoe kan ek nou aangaan op hierdie manier? Toe sê die dokter, wel, hou maar net aan om min te eet. En dit is die geheim. So ek weet nie, Amanda, of jy verder daaroor praat. Met ander woorde, daar is sekere geneigtheid in Suid-Afrika dat ons dood eenvoudig net te veel kos instop, terwyl jy dit nie nodig het nie. Wel, ek het nog nooit iemand uit 'n konsentrasiekamp sien stap wat 'n probleem gehad het van te veel. Wat vet is. Ja, en ek nog nooit 'n baie, jy weet, oormassa atleet gesien nie. So mens kan sien as iemand, jy weet, wat het hy vir 'n lang tydperk gedoen, jy weet. Goed, praat maar, Amanda. Ons het eintlik minder kos nodig as wat ons dink. Dit gaan oor om die regte kosse te eet. So as ons die regte kosse eet, gaan ons heel wat minder eet. As ons verkeerde kosse eet, dan eet ons nou meer en dan sit ons maar daai gewig aan. Kom ons hoor dan by Nelia. Kom ons praat nou baie prakties. Nou wat sal jy nou sê as die mense nou hierdie groot besluite wil neem in die nuwe jaar en sê, "Maar nou gaan ek op hierdie dieet en dit is nou my voorneme vir die nuwe jaar." Wat is jou aanbeveling? Waar begin jy? Freek, as 'n mens reg begin, dan eindig jy reg. As jy jou knoppe van jou hemp nie van bo by die eerste gaatjie en die eerste hoekie insit nie, dan eindig jy skeef op aan die einde kant, moet jy weer die lemp losknoop en weer van voor af die knope vasknoop. So jy begin reg. Jy staan op en jy ontbyt is jou beste belegging vir die dag. Sonder 'n ontbyt kan niemand werk nie. Nou maar wat sou ontbyt? Ek sien nou toevallig daar's 'n berig gewees in die koerant oor John Smith wat lekker gaan vakansie hou. Toe sê sy afrigter, hy hoop net nie die ou gebruik of gaan gekookte breakfast eet nie. En dan seker eier en worsies en spek en al hierdie goeders nie. So wat nou sodanig sleg daaraan? Man, dit is nie sodanig sleg nie. Dis die hoeveelheid weer seker wat so sleg is, want geen kos is sleg nie. Daar is nie 'n kos wat sleg is nie. Dis 'n behalwe spinasie. Dit is die oormaat wat sleg is. Ja, so maar die kombinasie is maar net wat jy in die huis het, 'n stukkie brood of bietjie pap, net wat jy van hou, dan ook met die